Ons teksgedeelte vanoggend is Matteus 2 vanaf vers 13 tot 23. Ons is in die begin van 'n nuwe kwartaal en ons wil sommer vir almal wat weer terug is na die vakansie sê mag 2026 vir julle 'n baie voorspoedige jaar wees en ons bid regtig dat hierdie jaar vir julle 'n jaar sal wees waarin julle diep bewus mag bly ook van God se betrokkenheid en God se hand ook oor julle lewe. Ons teksgedeelte is Matteus 2, baie bekende gedeelte. Dit gaan hier oor die kindermoord en dan lees ons hierso van vers 13. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek vir jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." En dan lees ons hoe Herodes agtergekom het dat die sterrekykers vir hom eintlik om die bos gelei het en hoe hy dan seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak. En dan sluit die gedeelte af dat die Here weer in 'n droom aan Josef verskyn het gesê dat hy moet teruggaan en dat hy in Nasaret moet gaan bly. Dan staan daar aangekom dat hy gaan woon in die dorp met die naam Nasaret, soos vervul wat die profete gesê is, en hy sal Nasarener genoem word. Gemeente, as 'n mens aan die begin van 'n jaar staan, kyk ons vorentoe en vanuit die vorentoe kyk is dit ook dat ons baie bewus is ook van dit wat rondom ons gebeur. As 'n mens gaan kyk na die sosiale media, die beriggewing van dit wat in die wêreld plaasvind, dan kry jy mense nogal dat mense vir sal sê, "Sjoe, die wêreld is vandag de mekaar. Oral is oorloë, oral is 'n vergryping van mag, lande wat te mekaar opstaan." En die vraag dan is wat hou hierdie jaar dan nou alles vir ons in? Nou, geweld en die teenwoordigheid van geweld in die Bybelse tyd was natuurlik ook algemeen geweest. En ons lees dit ook in die gedeelte van vanoggend, waar ons lees dan nou van Herodes en die vergryping ook van Herodes en hoe hy deur geweld en moord eintlik gepoog het om die kindjie Jesus dan ook dood te maak. Nou, Herodes was 'n wrede mens. Keiser Augustus het genoem dat hy wens dat hy eerder Herodes se vark as sy seun sal wees, want hy het 3 van sy seuns vermoor, hy het ook sy geliefde vrou doodgemaak. En Herodes, lyk my, het dan baie keer met geweld opgetree as hy nie sy sin gekry het nie. En ons sien dit ook in hierdie verhaal dat toe hy bewus word dat die sterrekykers hom mislei het, dat hy in geweld optree en dat hy poog om met hierdie geweld eintlik God se plan met die wêreld amper te probeer verander. En dan is die ongelooflike van hierdie verhaal is dat die fokus eintlik vir ons op God val, dat God die hoofkarakter in die verhaal is. Ten spyte van engele en Josef en Egipte as 'n plek van veiligheid, is dit die Here wat ingryp en dis die Here wat voorsien ook in sy plan vir hierdie wêreld. Want ons sien dat die Here dan by wyse van 'n engel vir Josef kom waarsku, Josef wat in gehoorsaamheid Egipte toe vlug. En so is dit dat met die aanwesigheid van geweld, dat God eintlik die lewe van Christus kom beskerm, dat hy ingryp in hierdie geskiedenis, dat hy voorsien en dat ten spyte van die wreedheid en dit wat Herodes dan ook gedoen het, dat die Here dan ook beskerm word, ook in hierdie verhaal. En dit gee vir ons hoop, dit herinner ons aan die een kant om te sê, maar hierdie wêreld is nie in onsself oorgelaat nie. Dit gaan oor God wat in beheer bly van hierdie wêreld, dit gaan oor God wat in beheer bly ook van my lewe. En ten spyte baie keer van moeilike omstandighede, baie keer te midde van broosheid en wreedheid wat ons rondom ons ervaar, is dit dat die Here in sy stilligheid besig is met sy plan, met sy raadsplan ook vir hierdie wêreld. En hy doen dit dan ook in Christus.
dat hy vir Christus stuur as redder vir hierdie wêreld, om te sê dat die koninkryk van God in Christus tot werklikheid gaan kom, en dat dit hy is wat hierdie wêreld gaan verander en kom nuut maak. Ook as Jesus beskryf word as die Nasareëner, het dit natuurlik sinspeling met twee goed. In die eerste plek dat Jesus nou van die dorp Nasaret kom, maar dat Neser dan ook beteken loot. En dit is ook 'n profetiese woord wat dan ook verwys word na Jesaja 11, waar daar staan dat 'n takkie sal uitsprei uit die stam van Isaï, en 'n loot sal uit sy wortels dan vrugte dra, waar eintlik na Jesus verwys word as die Messias, as die verlosser. Hy wat uit Nasaret sou kom as redder ook van hierdie wêreld. As ons vanoggend kon vra wat beteken dit, dan is dit dat ek wil sê ons gaan 2026 in met werklikhede wat rondom ons gebeur. Ons kan nie die wêreld verander nie. Ons kan nie dit wat gebeur noodwendig verander nie. Maar in dit word ons herinner dat die Here betrokke is in ons lewe, dat hy die Here is wat voorsien. Hy is die Here wat die geskiedenis beheer en in sy hand vashou. En daarom dat ons met hoop 2026 kan ingaan, met die belofte om te sê, maar dis nie die lot wat die toekoms van ons lewe gaan bepaal nie, maar God doen dit. En daarom het ek en jy een van twee reaksies, om in geloof hierdie wonderlike belofte te aanvaar en aan te neem, of om dit te staan en te verwerp. Die feit dat Jesus gekom het as die Messias, dat die koninkryk van God in Christus sigbaar word, beteken dan ook dat die Here deur Christus hierdie wêreld wil genees en wil red en wil herskep, en dat hy doelbewus op pad is, besig is om sy koninkryk hier op aarde te vestig. As mense bang is oor die toekoms van die kerk en bang is oor wat die lewe vir ons mag inhou, dan word ons herinner om te sê die lewe gaan aan, want God gaan aan. En God is besig deur ons om ook hierdie wêreld te herskep en te vernuwe. Mag God ons gehoorsaam maak en mag ons sy wil elke dag gaan leef. Kom ons bid saam. Here, wil U vir ons seën in hierdie jaar, en dankie dat ons deur Christus, Here, die nuwe lewe in U mag leef en verkondig tot redding van elkeen. Amen.